Jakob het op 'n stadium, ons lees daarvan in Genesis 28 wat hy gesê het, die Here is in hierdie plek en ek het dit nie geweet, so iets. Maar ons weet, vanoggend die Here is net hier, ek ervaar die Here, en die Here is nog nie klaar met ons nie. En dit wat die Here wil doen, is die gebed van my hart, dat hy dit sal doen. Vader, in Jesus naam, ontvang ons net van U vanoggend. Dankie dat U doen in ons en met ons dit wat op U hart is. En ek dank U daarvoor. Heilige Gees, ek dankie dat U my help vanoggend om U woord te bedien op 'n manier dat ons dit sal kan ontvang en dit in ons lewens toepas en aanwend, soos wat U dit in die hart gehad het, toe U dit vir my gegee het. Ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek wil in 'n spesifieke rigting beweeg. Ek wil vanoggend, en ek vertrou dit, ek gaan klaarmaak vanoggend met Gideon. Maar ek wil vanoggend net 'n verdere beginsel wat na vore gekom het in hierdie gedeelte, wil ek met julle doen vandag. En so ek het verlede week met julle gedeel, ek wil nou nie teruggaan en veel daaroor sê nie, maar vanoggend wil ek gaan oor verder wat die Here vir Gideon 'n opdrag gegee het. In die eerste plek sien ons dat toe die Here met hom gepraat het en met hom gewerk het, het hy, ek dink dis, toe hy agtergekom het, dit was die engel van die Here, toe sê hy, want die Here sê vir hom, vers 23 van Rigter 6, maar die Here sê vir hom, vrede vir jou, vrees nie, jy sal nie sterwe nie. Toe bou Gideon daar 'n altaar vir die Here en noem dit, die Here is vrede. Dis tog. Die Here is vrede. Nou, dis een van die dinge van die Vader. As jy sy teenwoordigheid ervaar, is daar vrede wat manifesteer. En ek glo, daar's van julle wat vanoggend die Here se teenwoordigheid ervaar het. Daar's vrede in hierdie plek. En die Here is vrede, dit staan vandag nog daar by Ofra van die Abiesriete. Maar hier kom, dis wat ek vanoggend wil oor praat, want dit gaan so 'n bietjie oor altare. En in dieselfde nag het die Here vir hom gesê, neem die bul van jou vader. Nou dink ek aan, as die boere is wat in die gemeente is, as ek nou dink aan Benny Ruday, en as ou Luan nou kom en sy pa se bul vat en doen wat ou Gideon gedoen het, daar sal moeilikheid wees, is al wat ek wil sê. Maar hy sê, neem die bul van jou vader, naamlik die tweede bul van 7 jaar, en breek die altaar van Baal af, wat aan jou vader behoort. So sy pa het 'n altaar vir Baal gebou. Terrible. Breek die altaar van Baal af, wat aan jou vader behoort, en kap die heilige boomstam af, wat daar langs aan staan. Nou as ek in die ander vertalings kyk, dan praat hulle van Asherah. Asherah is 'n bekende god in daai tyd, en die Afrikaans praat van, hy sê, die heilige boomstam. En hulle het hierdie boomstam gehad, wat hulle nou, ek neem aan, sekere dinge mee uitgekap het op die boom en what have you.
En dit het daar by die altaar gestaan. En die woord sê, en bou vir die Here jou God 'n altaar op die top van hierdie vesting, deur die opstapeling. En neem die tweede bul en bring dit as 'n brandoffer met die hout van die heilige boomstam wat jy moet afkap. En bring die hout van die heilige boomstam wat jy, met ander woorde, gebruik dit as brandhout. En van die eerste keer wat ek hierdie hoofstuk wat ek ervaar die Here praat met my, het ek hierdie bewus geword van hier wat Gideon hier sê. Naamlik die feit, die hele ding van die altaar. En in hierdie geval die altaar wat sy pa vir Baal gebou het. En ek het gegaan en ek het so 'n bietjie gaan Google oor die altaar. Ek wil verstaan. Nou 2 jaar gelede, bietjie meer as 2 jaar gelede, het ek ervaar die Here sê vir my en vir Linus om 'n altaar te bou. Dis wat ons toe nou begin het om in die oggende 6:00 hiernatoe te kom en dis wat ons nog gedoen het vir die afgelope 2 jaar. Ons is nie altyd elke dag hier nie. Ek praat van hier in die vakansie het ons 'n paar dae gemis, maar gewoonlik is dit in die week. Wat ons dan 6:00 in die oggend hier is, normaalweg. En die hele gedagte is om 'n altaar te bou. So ek wou iets verstaan van hierdie hele beginsel van altaar. Want soos wat ons hier sien, kan jy 'n altaar bou vir die Here, maar jy kan ook 'n altaar bou. Noem dit nou maar 'n ander altaar. In hierdie geval het sy pa altaar vir Baal gebou. So met ander woorde, dit kan negatief en positief wees, maar wat die altaar, die woord wat dit beteken, altaar beteken, dit word gebruik vir sacrifice, offerings and worship. In die Bybel is dit sacrifice, offerings and worship. Nou ek sê dit in die Engels want as jy praat van 'n sacrifice is dit 'n offergawe en as jy 'n offering bring is dit ook 'n offergawe, so ek wil dit 'n bietjie onderskei. Met ander woorde, dis wat jy doen by 'n altaar. En as ek en jy kyk na ons geestelike lewens, is ons eintlik besig om 'n altaar te bou. En ek en jy besluit wat se altaar bou ons. Nou wat baie interessant is, 'n altaar, dis nou ek lees dit maar in die Engels. Hy sê an altar represents a place of consecration. Die altaar is 'n plek van toewyding. Met ander woorde, dit gaan oor my en jou se toewyding aan die Here. Nou as ons na die Nuwe Testament toe gaan, dan lees ons en hoe kan ek dit stel? Ek wil dit graag toepas vir ons, maar ek wil gaan uit 'n Nuwe Testament konteks. Nou ek wil net vir julle dit ook noem, in die tabernakel, in die heiligdom, was daar 'n reukaltaar wat op 'n daaglikse basis die priesters in die Ou Testament ingegaan het in die heiligdom. Onthou, die heiligdom is nie die allerheiligste nie. Die hoëpriester het in die allerheiligste ingegaan eenmal 'n jaar. Maar die ander priesters kon in die heiligdom ingaan. En daar was 'n priester wat elke dag reukwerk gebring het en daar was 'n reukaltaar. Die Bybel praat daarvan as 'n reukaltaar. Johannes wat die pa was van Johannes die Doper.
Hy was die dag op diens, maar dit is nie Johannes nie, Sagaria, nee. Ja, ek reg, nee. Johannes, hy was die pa van Johannes die Doper. En dit was sy beurt gewees om hierdie dienswerk te verrig. En toe hy die reukwerk bring, en reukwerk staan, dis in 'n Nuwe Testament konteks, kan dit ook verskillende dinge beteken, maar onder andere beteken dit dis aanbidding. Dis soos aanbidding wat voor die Vader gebring word. Dis 'n aangename geur vir die Vader wat hulle dan gebring het. Nou dis toe waar hy die ontmoeting met die engel gehad het. En toe hy daar uitkom, toe sien die mense wat daar buitekant gestaan het, iets het met hierdie man gebeur. En as gevolg, julle ken die hele storie, as gevolg van sy ongeloof, kon hy nie praat tot die dag wat Johannes die Doper gebore was nie. So dit is wat die woord sê. Nou, in die Nuwe Testament, en ek wil altyd verstaan, wat beteken die Nuwe Testament? En vir my, die eerste aanduiding wat ons kry en wat ons iets verstaan in hierdie verband, is Johannes hoofstuk 4. Johannes hoofstuk 4 vers 23 en 24. En ek wil vir julle lees, en dit was die geleentheid toe Jesus by die vrou, die Samaritaanse vrou gekom het, by die put en vir haar gevra het vir water. En hy het hierdie gesprek met haar gehad. En toe begin sy baie geestelik raak op 'n stadium toe Jesus nou vir haar sê wie sy is en deur 'n woord van kennis in haar lewe inspreek. Toe sê sy ja, toe raak sy nou baie geestelik en sê ja, eintlik die Jode sê ons moet eintlik in Jerusalem by die tempel offer, maar en die Samaritane, nou toe ek en Linus saam met Pieter en Esther 'n klompie jare terug was, in Israel was, toe het hulle ons daarna toe gevat na die plek toe, wat hulle eintlik hierdie plek gehad het, wat hulle gesê het, nee, hierdie is eintlik die plek, waar God aanbid moet word, en dit was nie 'n tempel nie, maar is iets in daai lyn, en dis waarvan hierdie vrou gepraat het. En sy het gesê, julle aanbid wat, sy het vir Jesus gesê, vers 21, Jesus sê vir haar, okay, sy sê vers 20, ons vaders het op hierdie berg aanbid, en julle sê dat die plek waar ons behoort te aanbid in Jerusalem is. Toe sê Jesus vir haar, julle aanbid wat julle nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Altyd vir my 'n interessante een. Die Vader soek diegene wat hom in gees en in waarheid aanbid. Nou in die Nuwe Testament konteks beteken om in gees te aanbid, beteken jy moet weergebore wees. Dis wat dit beteken. Jy moet Jesus aangeneem het, dit wat Jesus vir jou gedoen het. Jy moet weergebore wees. Dis wanneer jy, ek wil amper sê, kwalifiseer om in die gees te aanbid. Dis deel van die gees en waarheid. Maar dit gaan ook gepaard met die Heilige Gees, glo ek. So, hy sê hierso, dat die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Hierdie is vir my baie interessant altyd. Die Vader soek mense wat hom in gees en in waarheid aanbid. En dis iets wat 'n mens 'n bietjie aan kan gaan sit en dink. Hy soek mense wat hom op hierdie manier aanbid. En dan sê hy, God is gees en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Dis nou vers 24. So dis die een gedeelte wat ons kry van wat te doen het met wat in die tempel gebeur. Okay. Nou
Die ander gedeelte wat die Bybel van praat, die Nuwe Testament van praat is, ek dink ek het dit verlede week ook vir julle gelees, is Romeine 12 vers 1. Romeine 12 vers 1. Ek gaan dit net vir julle in die Afrikaans lees, maar dan ook in die Engels. Hy sê, en ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Nou die Amplified sê dit so. I appeal to you therefore, brethren, and beg of you in view of all the mercies of God, to make a decisive dedication of your bodies, presenting all your members and faculties as a living sacrifice, wholly devoted, consecrated, and well-pleasing to God, which is your reasonable, rational, intelligent service and spiritual worship. En ek het verlede week gepraat daarvan, dink ek, as ek reg onthou, van die feit, een van die hoogste vorme van aanbidding, is wanneer ek my liggaam voor die Here kom en sê, Here, ek gee my liggaam as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. En dis wat gebeur op 'n altaar. Jy lê jou lewe, in die eerste plek lê jy jou lewe af, maar jy gee jou liggaam as 'n lewende, God welgevallige offer. Heilige, God welgevallige offer. So dit is in 'n Nuwe Testament konteks wat ons dit doen. Dis wat ons verstaan by die offer wat ons bring by 'n altaar. En ek as ek terugdink aan my eie lewe en Linus ook, in die beginjare toe ons nou net by Hatfield uitgekom het, was daar baie geleenthede wat ons pastoor Ed Reibert gepraat het. En hy het gepraat oor dedicating yourself, om jouself te gee vir die Here en om toe te laat om jou te gebruik, soos hy jou wil gebruik, waar hy jou wil gebruik en hoe hy jou wil gebruik. En dit geld eintlik vir elkeen van ons as Christene, om ergens in ons lewens by daai punt uit te kom, verkieslik as jy jonk is, om te sê, Here, hier ek gee my liggaam as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Hoekom moet ek dit doen? Hoekom doen ek dit? Julle sien, ek en jy moet verstaan. Ek en jy het 'n fisiese liggaam. Dis hierdie fisiese liggaam waarin my gees woon, wat my op hierdie aarde hou. Die oomblik as ek te sterwe kom, of sou kom, en my liggaam, soos ek sê partykeer, uitklats, dan gaan ek nie verder op hierdie aarde bly nie. Wat my en jou op hierdie aarde hou, is my liggaam. Dis die liggaam wat ek en jy van hier af ons gaan huis toe. Dis die liggaam deur wat ek alles doen wat op hierdie aarde is, as jy dit nou wil so beredeneer. Dis wat ek mee voel, dis wat ek mee doen en werk en what have you. En die Here het vir my die reg gegee. Ek besluit wat ek met hierdie liggaam doen. Want dit is vir my gegee. I decide. En een van die hoogste vorme van aanbidding wat jy as 'n weergebore Christen kan doen, is om na die Here toe te kom en te sê, Here, hier is my liggaam. Doen met my wat U behaag. En ek wil so ver gaan om te sê, vandag, die feit dat ek en Linus vandag hier is, in Lichtenburg, in hierdie oomblik, en ek staan en ek bedien die woord van die Here met julle. Sommige daar 'n dag was wat ons gesê het, Here, ons gee onsself, ons liggame as 'n lewende, heilige en God welgevallige offer. En van daarna af het die Here ons gelei en ek gaan nie daarop ingaan nie. Maar dis wat die Here doen is, en jy sien,
Dit gaan nie net beteken, en dis die belangrike ding wat ek vir jou sê. Jy kan 'n besigheidsman wees. Jy kan 'n besigheidsvrou wees. Maak nie saak wat jou okkupasie is, dit wat jy doen op hierdie aarde nie. Die belangrike deel daarvan is om jou liggaam tot God se beskikking te stel. En te sê, Here, ek stel myself tot u beskikking as 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer. Ek sê, Here, gebruik my. En toe ek en Linus destyds, toe hulle ons bel en sê, ons ervaar die Here sê, julle met 'n gemeente die Here het ons lei ons om vir julle te vra om 'n gemeente in Sannieshof te begin. Het ek en Linus nie gaan sit en ons het gesê, okay. En ek is eintlik dankbaar daarvoor. Ons het nie gaan sit en uitgewerk en gesê, okay, wat se voordeel is daar in ons in hierdie situasie? Wat gaan dit vir ons beteken? En nie. We just went. Agterna het 'n mens die konsekwensies begin agterkom en sê, wow, dit kos iets. Dit het iets gekos om soontoe te kom. Want ons het ons reg om vir onsself te besluit en ons eie keuses te maak, het ons opgegee en gesê, Here, dit wat U sê. En ek is die Vader dankbaar vir sy genade oor ons lewens. Ek het al baie keer gesê, as ek die pastoor was en iemand kom na my toe, een van die jong manne, en hy kom na my en hy sê vir my, die Here praat met my om 'n gemeente op daai plek soos in ons omstandighede te gaan begin. En ek sê, okay, wow. Ons het net gegaan. En ek is baie versigtig daarvoor dat iemand net gaan soos wat ons gegaan het. Dit was vir ons maklik, want daar was nou strings attached. Ons nie 'n werk gehad nie. Linus was in 'n werk gewees, maar dit was 'n tydelike een, en ek het 77 klaar gestudeer en ons het in 78 het ons in Maart die gemeente op Sannieshof begin. So ek sê net, jy moenie net so besluit neem nie. Jy moet geestelike mense hê wat in jou lewe kan inspreek en vir jou kan help en vir jou rig en lei. Okay. So, maar dis waarop dit neerkom. Jy gee jou reg op. Jy sê, Here, U het vir my hierdie liggaam gegee op hierdie aarde. Ek gee my liggaam aan U om my te gebruik in dit wat U wil hê ek moet doen. Ek gee die seggenskap oor aan U. En dit het vir ons belangrik geword om te doen en te poog en te soek om die Here te volg al die pad. So dis belangrik. En ek glo dis waar dit op neerkom. Wat deel is van dit wat die Here van ons vra. En ek het verlede week gesê, in view of all the mercies of God, die Afrikaans sê, ek vermaan julle aan broeders by die ontferminge van God, in view of all the mercies, al die ontferminge van God, as gevolg van sy goedheid, ek kan nie dit wat Jesus vir my gedoen het, ons kan nooit wat Jesus vir ons gedoen het, om terugbetaal daarvoor nie. It's impossible. Maar die minste wat ek kan doen, dis wat Paulus hier sê, in view of all the mercies of God, present your bodies as a living sacrifice. Gee jou liggaam as 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer. Lê jou lewe neer op die altaar. Offer jouself. En ek dink nou daaraan, as mense vandag, miskien het jy dit nog nooit gedoen nie, en jy besluit vandag, wil ek vir die Here sê, Here, dit wat U wil vir my lewe is. Dit wat U plan is, en ek lê dit neer.
Wees versigtig. Gaan nie beteken die Here sê, okay, los jou werk en nou moet jy gaan nie. Daar's baie keer 'n proses wat volg. En daai proses kan 'n tyd vat. So al wat ek probeer keer, net seker maak is dat 'n mens nie onverskillig is nie. En as jy dan so iets ervaar, kom dan na seniors, geestelike volwasse mense en gaan sit saam met hulle en praat met hulle en sê dis wat jy ervaar. OK. Maar goed. So met ander woorde, as ek nou teruggaan na wat Gideon ervaar het, sy pa het hierdie altaar vir Baal gebou. En ek het nou gaan Google en gaan kyk wat Baal beteken. Daar's soveel aspekte van wat dit beteken, maar oor die algemeen die naam Baal beteken onder andere vrugbaarheid en so aan. So as hy praat nou van vrugbaarheid, jy weet, dis dieselfde as wanneer jy na 'n toordokter sou gaan en sê, luister, gee vir my goeters, moet die wat my kan vrugbaar maak. Daai goed sou doodmaak. Dis wat die bose kan nie vir jou goed wees nie. Miskien kan daar iets gebeur, soos wat ek gesê het, wat duivelaanbidder eendag vir ons jare terug gesê het, wat hulle genees mense, die duivels, daar's genesing. Maar dan draai hy 'n dingetjie om sy nek, en binnekant in hierdie dingetjie is daar, hy het dit genoem omdat hy hoëpriester was in die Satansaanbidding, het hy gesê, in daardie dingetjie wat jy om jou nek dra, so 'n klein dingetjie met papiertjie daar binne, op daai papiertjie staan, I heal you now to torture you for eternity. I heal you now to torture you for eternity. So daar's 'n hoek aan. Dis hoe die duiwel werk. Maar okay. Maar nou in hierdie situasie, so Baal kan verskillende dinge wees wat ek najag. Dit kan afgoderry wees. Die Nuwe Testament konteks van afgoderry. Jy sien nie baie mense wat met afgode, jy kry dit wel in huise hier en daar. Maar afgoderry beteken dis idol, soos hulle sê. Idol worship. Die idol worship wat ons kan beleef vandag is wanneer ek dink aan die program Idols. Ek hou niks daarvan nie. Maar iemand kan sy liggaam aanbied. En dis wat baie keer gebeur met skoonheidskoninge. Dit word eintlik 'n afgod. En mense vereer daardie afgod en daai beeld, daai skoonheid van hierdie vrou. Dit word 'n afgod. En dis in hierdie lyn wat dit kan wees. Die woord sê in afgoderry wat soos waarsêry is. Dis wat in 1 Samuel 15 sê, wat eie sinnigheid. Ja, dis wat ek gesoek het. Dankie Lientjie. Eie sinnigheid is soos die sonde van waarsêry. So dis nie noodwendig 'n fisiese afgod nie. Jou eie sinnigheid, my eie sinnigheid kan vir my 'n afgod wees. Wat ek voorkniel. My way and only my way. So ek dink aan Frank Sinatra wat hy liedjie geskryf het, I'll do it my way. Dis eintlik 'n kurs. So ek sê vir julle hierdie dinge want dit is wat dit beteken, afgoderry. So as ek gaan na die hele kwessie van Baal aanbidding, kan dis waarna ek kyk, afgoderry, eie sinnigheid. En ek het nou gegaan na en vir myself
probeer, julle sien daar so baie wat gesê kan word oor hierdie hele ding van 'n altaar. Want ek en jy het altare. Daar's dinge wat ons op daai altaar neerlê. En as jy gaan kyk na wat hierdie gedeelte van Romeine 12 vers 1 sê, ek lê my lewe af as 'n lewende heilige aan God welgevallige offer. Ek gee my lewe op vir die Here. My liggaam. Wat hy kan doen in my en deur my, wat hom behaag. Dis wat dit beteken. So daar's 'n selfloosheid wat daar aankom. Jy gee jouself op. Jy gee jou reg op. En dis waarom ek glo, dis belangrik om vir ons, om van kleins af, ons kinders te help, om hulle te laat verstaan en sê, luister, dis die belangrikste ding in jou lewe, is om uit te vind wat God vir jou in gedagte het. Want jou mees vervulde lewe sal wees, as jy doen wat die Here vir jou in gedagte het. En dit kan wees om 'n dokter te wees, dit kan wees om 'n verpleegster te wees, dit kan wees om 'n besigheidsman te wees, dit kan wees, hoor mooi wat ek sê, om 'n kelner in 'n restaurant te wees. As jy daar is, be the best. Dis nie te sê, dis wat die Here vir die res van jou lewe vir jou het nie. Maar dit kan wees as 'n jong mens, dit is wat die Here nou vir jou het. Maar as jy jou lewe oorgee, die Here het altyd 'n plan. As hy vir jou lei, dan moet jy weet, daar's altyd 'n pad verder. Daar's altyd, dit gaan altyd verder. Dit kan die eerste fase wees. Maar uiteindelik wil die Here jou op 'n plek gebruik. Nou goed, so met ander woorde, en toe dis wat ek nou gaan sit het, en ek het vir myself uitgemaak en gevra, wat beteken dit? Wat beteken dit nou in die lewe daar buite? Die eerste blik het ek gesê, 'n lewe in lyn met Romeine 12 vers 1, toegewy, dien die Here, soek sy koninkryk, to lead a selfless life. Om te offer vir mense, om te gee, om dit wat die Here jou mee toevertrou het, om dit te gebruik, om ander mense se lewens waarde by te voeg. Ek het iets besef, om waarde toe te voeg, kan partykeer beteken, jy glimlag vir iemand. Jou vriendelikheid kan beteken, dat jy waarde toevoeg vir mense. Dis hoe eenvoudig dit is. Maar dis 'n selfless life. Gaan nie oor myself nie. Gaan oor die mense rondom my. In die eerste plek in my huis, in my lewe, die eerste ding waaroor dit gaan is my vrou. Die tweede ding waaroor dit gaan is my kinders, en dan my kleinkinders, en dan derdens dan kom ek na my besigheid toe en my werk, en soos in my geval is ek die herder van die gemeente. Dit kom na al daai dinge. Maar dit kom neer, broers en susters, op 'n selfless life. Die ander ene, en dis die Baal aspek, 'n self-centered life. Me, my, and ours. Alles oor my. Alles wat my aangaan, ek is die nommer 1 in my lewe. Ek dink eers aan myself, dan dink ek aan die res. En heel laaste aan die Here. En dit moet andersom wees. So, 'n self-centered life kan wees soos om 'n altaar te bou vir Baal. Die Here sê, breek dit af.
Julle sien, as Jesus so moes geredeneer het, sou Jesus nooit aan die kruis gehang. En dis waar die woord is, ek dink nou aan Filippense hoofstuk 2. Wil dit net vir julle lees. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan mense gelyk geword en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja die dood van die kruis. Daarom het God hom uitermate verhoog. Voor dit, vers 3, 2 en 3 staan hy van daai selfde hoofstuk, Filippense 2 vers 2 en 3 sê, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel en een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees. Dis wat dit beteken om jou lewe af te lê. Op die altaar te lê. Ek dink ek het redelik vir julle 'n idee gegee van wat dit beteken. Bou altare. Dis my volgende punt. Bou altare vir die Vader se teenwoordigheid teenoor godsdienst. Met ander woorde, teenoor godsdienst. Met ander woorde, die belangrikste ding vir my en vir jou in hierdie gemeente is nommer 1. Nommer 1 is ek soek die Vader se teenwoordigheid. Ek soek sy teenwoordigheid. Because when he comes onto the scene, things change. Want dan manifesteer hy homself, sy heerlikheid. Dit is wat ons begeer. Dit is waarvoor ons bid. Dis wat ons in die oggende as ons hier kom, profeteer oor Christenlewe gemeente, dat die Here sy heerlikheid in hierdie plek openbaar. Want dis wat sal gebeur. Mense sal hier instap. Die Here het vir ons woorde gegee en gesê, mense sal instap en mense sal deurbrake ervaar in elke area van hulle lewe. Why? Omdat ons so oulik is? No ways, because God is in our midst. Here het gesê, hierdie sal 'n plek van genesing wees. Gees, siel en liggaam. Dis wat hy gesê, dis wat hy wil doen. En dis deel van waarom ons 'n altaar wil bou en besig is om te bou vir sy teenwoordigheid. It's about him. Dis waarvoor die kerk bestaan. Dis wie die kerk van Jesus Christus is. We are here to represent him en sy hart is om mense se lewens te impakteer en te verander en dis wie ons is. Met ander woorde, om die Here se koninkryk te soek, hoe enigiets anders. Hoe enigiets anders. Ja, broers en susters, ek is basies by die einde, maar daar's een ding wat ek nog wil deel. So daar's soveel meer wat kan gesê word oor hierdie dinge, oor die hele kwessie van 'n altaar. Daar's soveel negatiewe dinge wat ons kan offer op die altaar. 'n Altaar bou om wat rondom onsself gaan. Nou het ek vir myself gaan vra, hoe bou ek 'n altaar? Hoe bou ek 'n altaar? Weet julle wat is vir my kosbaar? En dit is nie altyd moontlik in alle huise nie. Maar hulle het op 'n stadium met hulle gepraat van the house altar. Die huisaltaar. Hulle vir my awesome. Maar op 'n daaglikse basis, die lewe het verander van daai tyd af, maar
Daar was altyd 'n tyd wanneer die hele gesin bymekaar was, gewoonlik aandete, dan eet die gesin saam. En na die gesin saam geëet het, word daar boeke gevat. Ons het dit nog beleef. Ek het dit saam met Linus beleef by haar oom hulle. Skuman. Andri Skuman. Hendrik Skuman se broer, ek het hulle leer ken, jare gelede. We gaan kuier ons vir hulle op die plaas, ek het saam met Linus hulle gegaan, want dit is familie. As ons klaar geëet het, dan vat hom Andries die Bybel, dan word daar eers saam gelees uit die woord uit, en dan word saam gebid. Dis hoe jy huis altaar bou. So broers en susters, dis onder andere hoe mense altaar bou. Daar's baie maniere. Nou wil ek iets sê. Ek vra 'n vraag. Dis wat ek vra. So as jy wil kwaad wees, kom sê vir my, jy's kwaad vir my omdat ek dit gedoen het. Ek hoor. Tyd gelede het ek met iemand gesels wat 'n hoë posisie in 'n landbouorganisasie het. Ons praat so oor wat aangaan in die oeste op die lande en wat. En onmiddellik praat die persoon. Ja, maar nee. Ons weet nie hoe lank dit gaan hou nie, want die einde van die jaar word daar 'n super El Nino voorspel. Ek wil vir julle sê, ek het op ons kommunikasiegroep van die gemeente het ek spesiaal Janie Pitter se bediening. Ek weet nie of dit verlede jaar of 'n jaar voor dit was nie, wat hy hier toe gekom het. Die Klipkerk, en toe hierso. En hy het gesê, wat is realiteit? En hy het in daai konteks gepraat, en dis hoekom ek het gepost het. En broers en susters, dit is die realiteit. Dis wat voorspel word. Nou daar's een ding wat ek vandag vir u sê, ek is nie blind vir daai soort van dinge nie. Dis waarom ek sê, ek vra 'n vraag. As ons nou begin die hele tyd sê, ja maar, die einde van die jaar, ons is eintlik sê die seisoen, dit is al klaar daar. Hulle sê, dit gaan nou begin warm word, en. Ek vra 'n vraag. Is ons nie dalk besig om 'n altaar te bou nie? Ek vra. As jy nie saam met my stem nie, sê dit vir my. Maar dit is moontlik, dink ek, dis my opinie. Ek het nie die Here gehoor nie, in die sin van ek het gaan sit en die Here het my gepraat nie, ek kan nie dit sê nie. Maar as ek na hierdie dinge kyk en ek luister en ek kyk na die beginsel van om 'n altaar te bou, dis hoe ons baie keer doen. Ons begin, hoor mooi, my vraag is, wat gebeur in ons harte? Kan ek julle een ding sê? Vrees. Daar's vrees in die boere se harte. En die woord van die Here sê, dit wat jy vrees, kom oor jou. Nou sê ek nie, dis as gevolg daarvan wat die El Nino daar is nie, asseblief, dis nie wat ek sê nie. Maar ek sê, my vrees is die teenoorgestelde van geloof. So die vraag wat ek vra, en ek gaan 'n bietjie langer vat, paar minute langer, want ek wil vir julle iets lees in die skrif. En ek wil dit in julle midde los. Die vraag wat ek vra, begin ons nie dalk al vrees uit te spreek, en vrees, en ons begin 'n verwagting, ons het nou daar 'n liedjie gesing, ek kom met 'n verwagting. Hoop en verwagting is aan mekaar gekoppel.
En dalk is dit vir ons belangrik as gemeente. En ek het gedink, miskien moet ons dit doen. Dat nie lang van nou af nie, kry ons die boere bymekaar en ons gaan sit en sê, luister, wat gaan ons doen hier omtrent? Kom in plek daarvan om te vrees en te sê, ons sal maar kyk. En te begin om te sê, Here, wat sê U vir ons? Ek soek die woord van die Here in hierdie omstandighede. Ek praat nie van die res van Suid-Afrika nie, ek praat nie van ouens in ander dele van die land nie, ek praat van uit hierdie omgewing uit. Ons kom voor die Here en ons begin saam staan en sê, Here, wat sê U vir ons? Miskien sal die Here sê, moenie hierdie jaar saai nie. Ek sê, miskien. En as ons werklik van die Here hoor, sal die Here vir ons sê wat om doen. Stem julle saam? Stem julle saam? So in plek daarvan om El Nino op die altaar te sit en sê, dis vir hom wat ons die altaar bou, sê ons bou 'n altaar vir God. Ons is afhanklik van die Vader. Want ek wil vandag vir julle sê, die woord van die Here sê, in dieselfde gedeelte wat ek vir julle gelees het vandag, sê, en God sal vir Jesus 'n naam gegee, wat bo elke naam is. En ek gee nie om wie wat sê nie. Die woord sê, die naam van Jesus is bo elke naam. En as daar El Nino uitgespreek is, dan selfs die naam van Jesus is bo dit. Daardeur sê ek nie ons moet autoriteit opneem en dit kanselleer. Dis nie waar ek gaan nie, broers en susters. Ek probeer net op 'n geestelike basis te kyk wat die woord sê en te sê, kom ons bly by die woord. En dis waarom ek Janie Pieter se boodskap aan julle gestuur het. Wat het daarna gekom? Hy het gesê, die reën kom. En ons het begin sê, die reën kom. Die reën kom. Nou, baie mense het dit nie so ervaar nie. Sê, dit is so. Maar as ons begin om te sê, Here, ons is van U afhanklik. Ons is nie afhanklik van El Nino nie. En nou gaan ek afsluit en ek wil vir julle hierdie skrif lees. Hierdie gedeelte lees. Genesis 26. En lees gerus hierdie hoofstuk. Genesis 26 vers 1 sê, en daar was 'n hongersnood in die land. Daar was 'n hongersnood. Hongersnood is net 'n ander woord vir droogte. Die eerste hongersnood wat in die dae van en daar was 'n hongersnood in die land buiten die eerste hongersnood wat in die dae van Abraham gewees het. Daarom het Isak getrek na Abimelech, die koning van die Filistyne, na Gerar. En die Here het aan hom verskyn. Let wel. Daar buitekant in die omgewing, in die land waar hy homself bevind het, was daar droogte. En die Here het aan hom verskyn en gesê, moenie aftrek na Egipte nie. Woon in die land wat ek jou sal aanwys, vertoef as vreemdeling in hierdie land, en ek sal met jou wees en jou seën. En toe het hy vir hom allerhande dinge gesê, wat die beloftes wat hy gemaak het. Vers 6, so het Isak dan in Gerar gebly. Want die Here het vir hom gesê, moenie aftrek. Gaan 'n bietjie verder na vers 12 toe. Isak het toe in die tyd van hongersnood en droogte het hy gesaai. En daardie jaar 100voudig gewen, want die Here het hom geseën. Gesondheid. Die Here het hom geseën. Broers en susters,
Ons lewe eintlik in die seën van die Here. Wat ons toeëien, wat ons ontvang het. So, nou wat ek gesê het in die begin. Ek het gesê, ek vra 'n vraag. Help my. Dis al wat ek sê. Help my. Ons lewe in 'n omgewing van die boere. Dis een van die dinge wat ek in die afgelope, vandat ons hier gekom het, 48 jaar, in hierdie omgewing gekom het. Ons het deur die droogtes gegaan. Saam met broers en susters. Ons was deel, sien hoe mense hulle plase bankrot speel. Ek verstaan dit. Ek is nie onrealisties. Maar dit is tyd dat ons na die Here kyk en sê, Here, ons is nie afhanklik van enigiets anders. Ons is afhanklik van God. Stem julle saam met my? Bid saam. Hemelse Vader, ons dankie dat ons hierdie dinge kan hoor en nou kan gaan elkeen van ons huis toe gaan en oor hierdie goed gaan sit en dink. En ek bid vandag vir wysheid. Ek bid vandag, Vader, dat U deur U Gees met ons sal begin praat. Here, ons is oop vir U woord. Ons is oop vir die Heilige Gees se leiding. En ons bid vandag, Here, want die boere is deel van ons lewens. Dis deel van hierdie omgewing. Dis 'n landboustreek, soos wat ons sê. En dis waarvoor ons bid, Vader. Ons staan saam en ons vertrou U saam. Vir dit wat in die toekoms lê. En so dank ek U, Vader, vir hierdie woord vanoggend. Dankie, Here, dat U ons eintlik elkeen van ons glo ek mee gepraat het, ten opsigte van om ons lewens as lewende, heilige, welgevallige offers voor U te bring en op die altaar te lê. En ek dank U daarvoor dat U met ons verder werk. Terwyl ons hoofde gebuig is en ons oë toe is, as jy dalk iemand is wat vanoggend hier so sit, en jy het nie die sekerheid nie, jy het hier ingekom vandag, jy's besoeker, jy het nog nie die sekerheid dat jy 'n kind van God is nie. Dat jy, as jy te sterwe kom hemel toe sal gaan nie. As dit die geval is, dan wil ek jou uitnooi om 'n gebed te bid wat gebaseer is op Romeine 10 vers 9 en 10. En net agter my aan te bid, met jou hele hart en dit te bedoel. Hier is die gebed, sê Hemelse Vader, ek staan vandag voor U. Ek glo dat Jesus vir my sondes aan die kruis gesterf. Ek glo dat U God Jesus uit die dood uit opgewek het en dat Jesus lewe. Vandag verklaar ek dat Jesus nou my Here is. Dat ek Jesus aangeneem het vandag en dat ek nou aan Hom behoort. Ontvang die seën van die Here. Dis een van die dinge wat ons geloof moet inkry, in opbou. Die seën van die Here. Die woord sê die Here seën jou. En die Here behoed jou. Die Here laat sy aangesig skyn oor jou. En die Here se genade is op jou. Die Here verhef sy aangesig oor jou. En hy gee vir jou vrede. En almal sê, Amen. Die Here seën julle.